Daar was 'n baie regverdige en liefdevolle koning. Hy was geliefd deur die hele land omrede hy liefdevol en regverdig was. En dan op 'n dag kom hy agter, maar uit hulle skatkis uit raak daar geld weg. En hy skryf toe hierdie wet, dat as die persoon gevang word, wie uit die skatkis uit steel, gaan hulle 20 houe ontvang. En 'n paar maande gaan verby, maar die steelerye hou nie op nie, en hulle vang ook nie hierdie persoon wat gesteel het nie. En op 'n dag is die koning moedeloos en hy verander hierdie wet. Hy sê toe, as die persoon nie ophou steel uit die skatkis uit nie en ons vang jou, gaan jy 40 houe toegedien word. Nou die van julle wat so bietjie geskiedenis ken, weet dat as jy 40 houe ontvang, dit 'n doodvonnis is. En so 'n paar weke gaan verby en hulle vang toe die persoon wat steel uit die koninklike skatkis uit. En dis die koning se dogter. En die hele land raak so stil. Want hierdie is 'n regverdige koning. So hy moet die wetgewing uitdien. Maar hy's ook 'n liefdevolle koning en ek weet nie wie van julle nie, maar as ek 'n liefdevolle pa is, gaan ek nie laat hulle my dogter doodslaan. Ek het die mag. As jy die koning is, kan jy die wetgewing so bietjie draai en verander, nê? Maar dit beteken dat hy sy regverdigheid sou moes prysgee. En hy sê toe vir die mense, wel, hierdie is die wetgewing, so my dogter gaan moet 40 houe ontvang. En so op 'n dag sit hulle die dogter op die executioner bank neer en die soldaat wat die straf moet uitdien staan reg om haar te slat. En soos wat hy sy arm oplig om die eerste hou te gee, skree die koning stop. En die koning loop daar af van sy troon af met die trappe, op met die trappe weer na die executioner bank toe. En hy trek sy hemp uit en hy gaan vou homself om sy dogter. En hierdie soldaat aan die kant sê, koning, ek kan jou nie slat nie. Die koning sê, slat, die straf moet uitgedeel word. Ek kan nie as 'n regverdige man bekend staan as die straf nie uitgedien word. En so het hierdie soldaat 40 houe op die koning se rug geslat en die koning is dood. Maar sy dogter kon vrygaan. Hierdie storie is presies die storie wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Hy het die straf van sonde gevat, sodat ek en jy kan lewe. 'n Regverdige koning, want daar was 'n straf vir die sonde, maar ook 'n liefdevolle koning, wat vir ons so lief was, dat hy nie eers sy enigste seun gespaar het vir ons.